Ek gaan lees, broer en suster, uit Sagaria. Sagaria hoofstuk 9. Daar net vers 9 tot 12. Sagaria 9 vers 9 tot 12. Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvel van 'n donkie. Ek sal die strydwaans in Efraim vernietig. Die perde uit Jerusalem uitroei. Die pyl en boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig en hy sal regeer van see tot see, van die Efraat af tot in die uithoeke van die aarde. Wat jou betref, my verbond met jou is met offerbloed beseël. Daarom sal ek jou gevangenes laat red uit hulle gevangenskap. Kom terug na die vestingstad toe, gevangenes wat jou hoop, wat nou hoop het. Ekskuus tog. Ek verseker jou vandag, ek gee jou 2 maal soveel as wat jy gehad het. Here, dankie vir u woord. Dat ons daaruit mag lees. Dat ons dit durf waag om dit te oordink. En op ons lewens vandag in 2025 toe te pas. Here, dat u met ons lewens gemoeid is. Dankie dat u nie vir ons moeg word nie. Here, dat u keer op keer en geduldig met ons kom praat. En so waar, u doen dit in Afrikaans. Baie dankie daarvoor. Here, as u vanmôre met ons kom praat, gee ons die oor om te luister en te hoor wat u vir ons wil sê. Gee ons die oog, Here, die geestesoë, maak hulle oop, sodat ons kan sien wat ons moet raak sien. Gee ons die gewillige hart om in gehoorsaamheid, Here, te reageer daarop. Want Here, u woord kan nooit leeg terug na u toe nie. Op u woord, Here, is daar altyd 'n reaksie. Kom, o Heilige Gees, u wat in ons woon, kom gee ons die gehoorsaamheid, Here, om te reageer op u woord. Here, ons wil vanmôre kom dink aan die polisie. Here, soveel van hulle wat siek is, soveel van hulle wat onder moeilike omstandighede werk. En ons dink aan die afgelope dae, Here, wat dit gereën het, waar ander mense dalk in hulle huise sit, dan moet hulle uitgaan. Hulle gesinslewe, Here, wat onderdruk is. En wat nog meer, ons lê hulle in u hande. Vir Janeman, dankie vir die vordering, Here, wat eintlik medies onmoontlik was. Het u 'n geloofsmoontlikheid kom maak. En ons wil vir u dankie sê daarvoor. Ons weet daar's nog 'n klomp dinge wat moet uitgesorteer word. Maar dat u ook wysheid en genade daarvoor sal skenk. Ag Here, hulle wat in hierdie week slegte tyding ontvang het en voor 'n oop graf moes gaan staan.
Ag Here, wil U kom troos. Wil U kom vashou. Hulle wat siek is, Here, van wie ons dalk nie weet nie, kom raak hulle aan, genees hulle, o Vader. Hulle wat verjaar, mag dit kosbare verjaardae wees en 'n lewensjaar waarin U vir hulle kan pamper lang, as ons dit vanmôre so mag vra. Seën hulle, Here. Kom Vader, wil U in ons midde wees? U wat elkeen se behoefte ken, en wil U elkeen in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees kom aanraak. Amen. Wanneer 'n mens uit Sagaria uitlees, dan moet 'n mens onthou dat Sagaria en Haggai, hulle min of meer tydgenote was, twee profete wat saam opgetree, die een in die suidelike deel en die ander in die noordelike deel Israel. Sagaria skryf min of meer hier 520 voor Christus. Skryf hy aan die Israeliete wat uit ballingskap uit teruggekeer het na Jerusalem toe. Maar met die opgewondenheid, met die positiewe daarbey, gesien, die feit dat hulle kon terugkeer na hulle land toe, na Jerusalem toe, die stad van God, na die tempel toe, met 'n opgewondenheid en 'n verwagting om sommer net toef die tempel te herbou, die stad te herbou. En as dit nou gedoen is, dan is alles reg. Alles is dan nou net weer hankie-dorie. Maar met hulle terugkeer was dit 'n baie onstabiele tyd. Polities was dit baie onstabiel gewees. Ekonomies het dit moeilik gegaan. In so 'n mate uiteindelik dat die mense hulle self nie kon help nie. So gesien het die mense met paparms gestaan, want dit wat hulle verwag het, kon plaasvind, naamlik sommer gou-gou die tempel herbou, die stad herbou, dit het nie plaasgevind nie. Daar sit die mense in sak en as, teleurgesteld in omstandighede, teleurgesteld in hulle self, want dit wat hulle graag wou, kon nie plaasvind nie. Het nie plaasgevind nie. Ten spyte van hulle verwagtinge dus, dat die tempel en Juda uit die as uit gaan verrys, het dinge nie so voorspoedig verloop nie. En het die herstel nie plaasgevind nie. Nou wat vind ons? Wat vind ons uiteindelik het daar gebeur? In die eerste plek dat hulle in moedeloosheid verval het. Moedeloos op so 'n vlak dat die mense nie hoop gehad het nie. Ek ken die gebaar, nee, daai tipe van reaksie. Die mense was moed verlore, hooploos, hulle die handdoek ingegooi en hulle die stryd gewonne gegee.
Hier sit ons op die ashoop, by wyse van spreuke, soos Job, en ons krap maar ons wonde. Die tweede ding wat ons sien, is dat, en dit vorm alles die agtergrond ook van Sagaria, dat Sagaria probeer hulle troos en hulle bemoedig te midde van hierdie teleurstelling en hierdie hooploosheid van hulle. Nou hoe doen Sagaria dit? Sagaria kom en hy kom verplaas hulle na die toekoms toe. Te midde van hulle omstandighede van hooploosheid, van mismoedigheid, van moedloosheid, kom Sagaria en hy verplaas hulle vanuit hierdie omstandighede na die toekoms toe. En hy wys hulle op hulle verwagting van die Messias. Die een wat sal kom om herstel te bring. Die koning wat gaan kom om 'n nuwe koninkryk te kom stig. Die derde ding wat ons sien, broer en suster, is dat hierdie koning, hierdie Messias verwagting, wat die Israeliete gehad het, was 'n verwagting van 'n dinamiese persoon wat gaan kom. 'n Koning wat gaan kom en wat die mense bymekaar sal trek. En die mense sal laat saam staan en sal sê, kerels, kom ons doen iets aan ons omstandighede. Kom ons ruk ons self reg, kom ons ruk ons omstandighede reg, en dis joef en die dinge is gedoen. Maar die koning kom nie met swier en met magsvertoon nie. Hierdie koning word uiteindelik in 'n stal gebore. Hierdie koning kom eintlik as iemand vir wie daar nie plek is nie. Hy kom op 'n donkie. Nou in ons kultuur van vandag is 'n donkie eintlik niks werd nie. Hy is nie eens genoeg werd vir wildom nie. Maar daardie tyd was 'n donkie eintlik 'n koning se rydier. Hy kom op 'n donkie. Dis al waarin en waaraan 'n mens iets van 'n koningskap sou kon heg. Maar hierdie koning wat nie in swier kom nie, hierdie koning wat in 'n stal gebore is, hierdie koning wat kom as 'n soort van 'n uitgeworpene, iemand vir wie daar nie plek is nie, is die ene wat dan op die donkie kom, die een wat die mense aanvanklik met hosannas begroet, maar dat die hosannas later verander in kruisig hom. Ruim hom uit die weg uit, tog net asseblief. Hierdie koning kom ook nie met 'n swaard nie. Hy kom met dit wat nodig is om lief te hê. Om te gee vir ander. Om ander bo jouself te stel.
Hy kom as 'n koning wat sê, ek is julle Heer en Meester. Maar sien julle wat ek doen? Ek was julle voete. Sien julle wat ek doen? Gaan doen julle ook so aan mekaar. Dis 'n koning, broer en suster, wat kom met 'n totaal ander lewensingesteldheid, ander lewensperspektief. Nie 'n koning wat vol van homself is nie. Nie 'n koning wat hom voorop stel nie. 'n Koning wat skaars antwoord op Pontius Pilatus se vraag: is jy die koning van die Jode? En dan net antwoord: u sê dit. So hy kom nie met vol bravade na hierdie wêreld toe nie. Ons weet, broer en suster, dat hierdie koning wat sou kom, dat hierdie Messias van wie die Israeliete 'n verwagting gehad het, dat hierdie koning wel gekom het. Dat hierdie koning gekom het en 'n totaal ander lewenswyse kom vestig het. Hy het 'n lewenswyse kom vestig waar dit gegaan het oor as julle mekaar groet, soos wat die Fariseërs mekaar groet, waar die een groet, dan word hy teruggegroet. Waar hierdie koning Jesus kom sê, wel as julle dit doen, dan het julle nog niks gedoen nie, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyand lief hê. Jy hoor, daar's 'n drastiese verskil. Nou is dit nie meer net 'n geestelike lewe speel nie. Nou is dit nie meer net ek glo in Jesus nie. Jesus small, meek and mild nie. Dis 'n tipe van 'n godsdiens wat ingryp in jou lewe. Dis 'n godsdiens wat nie 'n godsdiens is nie, maar wat iets te doen het met 'n verhouding wat jou kom verander. 'n Verhouding verander 'n mens. Hierdie lewenswyse wat die koning, die beloofde koning, kom vestig het en kom demonstreer het, is 'n lewenswyse van 'n burger van die koninkryk van God. En hoe jy in hierdie koninkryk kan en moet en behoort te lewe. Wees lief vir mekaar. Bou mekaar, nie vernietig met die swaard nie. Nie vernietig met 'n Uzi of 'n AK-47 of met 'n drone of met 'n watse bom, kernbom nie. Enige iemand kan vernietig, maar min kan bou. En daar lê die uitdaging om mense te bou. Dis die lewenswyse van 'n burger van die koninkryk van God. Hierdie koning kom demonstreer iets van dat iemand wat nie vol van hom of haarself is nie, maar wat ontledig is, wat leeg gemaak is van hom of haarself. Iemand wat te bely, dit is nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in en deur my lewe. Dis nie iemand wat met die swaard of met 'n geweer leef nie, maar iemand wat streef na vrede en 'n vredemaker is. Hierdie nuwe lewenswyse is iemand wat leef
vanuit 'n verbond. Kom ons noem dit dan ooreenkoms wat God met hom of haar in Christus Jesus se offerbloed aan die kruis op Golgotha gesluit het. Dis goed wat mense kom verander. Dis goed, broer en suster, wat gemeenskappe kom verander. Ons het verlede Sondag het ons gehoor. Natuurlik is dit nie so nie. Kyk, 'n mens probeer jou hele lewe lank aan iets bou. Jy probeer jou hele lewe lank omtrent jou kind leer net om asseblief en dankie te sê. Dis die 2 moeilikste woorde vir 'n kind om te leer. Maar laat iemand net die verkeerde woord sê, dan is dit net so. Op die regte plek, op die regte tyd, op die regte manier, gooi hulle daai woord. En dan wil ek amper sê, dan het niemand hulle dit geleer nie, maar hulle het dit net gehoor. En dis eintlik tragies, broer en suster, dat ons juis so sukkel. En ek weet, ons sukkel en ons verskoning daarvoor is, en ons doen dit almal, ek inkluis, ek is maar net mens. Ek is 'n feilbare mens. Ek is 'n mens met voete van klei. Dis al hierdie tipe van begrippe wat ons gebruik as verskoning, nee, om met haat, om met 'n grief in jou lewe rond te loop en dit te vertroetel en slegte dinge te bedink op een of ander manier. Maar die koning van alle konings, die verwagte Messias, het gekom en het sy lewe gegee. Hy het sy gees, die Heilige Gees gegee om in ons te woon, om ons juis van binne af buitentoe die nuwe lewenswyse te leer. Nee, van binne af buitentoe, nee, waarvan die hart vol is, loop die mond van oor. Dis nie 'n kwessie van 'n motor wat in 'n ongeluk was en jy hom nou net, ekskuus vir die goeie Afrikaans, net panel beat, nee, van buitekant af nie, regmaak nie. Maar dat die Heilige Gees ons van binne af na buite toe nuut maak. En dis die hartklop van 'n nuwe lewenswyse, broer en suster. Om dan uiteindelik 'n getuie te wees en so gesien 'n gevange te wees. Die getuie is 'n gevangene in diens van die Here om 'n verskil te maak. En om dan 'n gevangene te wees van die Here en 'n verskil te wil maak, word jy gedring deur die liefde van God. Sê Paulus in 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 17, 18, 19. Gedring deur die liefde van Christus, want ek kan nie anders nie. Dit wil uitborrel. En hier op Kammieskoon, hier doen ons deel. Ons is nie in Springbok nie, ons is nie op Aggeneys nie, ons is nie in Pofadder nie, ons is nie in Garries nie, ons is in Kammieskoon. Hier leef ons lewe anders. Ons lewe anders, omdat die koning van alle konings ook my lewe kom aanraak het.
ook met u en my kom praat het oor 'n nuwe lewenswyse. En sy Gees in ons kom gee het, sodat ons bemagtig is, né? Die Gees wat ons in die waarheid lei, bemagtig ons en bekragtig ons in 'n nuwe lewenswyse tot eer van God, gedring deur die liefde van Christus. Mag ons broeder en suster, mag ons hierdie nuwe lewenswyse as kind van die Here. Ons is natuurlik is dit so. Ons is nie supertroopers nie. Nee, ons is nie supermens en supervrou nie. Nee, ons is mense. Heel waarskynlik mense met voete van klei. Maar ons word bekragtig deur die Heilige Gees wat in ons woon. Daarom bedink ons nie die slegte, die lelike dinge nie. Maar daarom streef ons na die goeie en wy ons lewe aan die goeie, want dit is waarvoor ons bestem is, om die goeie te doen, nie die slegte nie. Enige iemand kan die slegte doen. Trouwens, dis in ons menslike gene om die slegte te wil doen. Maar die stryd lê om die slegte deur die goeie te oorwin, gedring deur die Heilige Gees. Mag God ons hier op Kammieskroon, in Kammieskroon, omgewing seën. Mag ons God se seën inleef, indra. Dit was vir my eintlik so kosbaar geweest. Nou ons verwys mos nou altyd na die jong mense, né? Julle is so, julle is vir my eintlik so wonderlik, maar hierdie ou meisietjies was jong meisies wat hierso was. Hulle entoesiasme om sommer net spontaan 'n drukkie te gee. Mag ons ook so spontaan met mekaar wees. In die naam van die Here. Mag die Here ons gebruik wanneer ons diensbaar in sy diens is. Want die koning van alle konings is ons koning. Is my Vader. So kan ons elkeen van ons sê, is my Vader. Wat 'n wonderlike begrip om nie te kan gebruik nie. Die God wat die hemel en die aarde geskep het. Die God wat in liefde sy seun geskenk het ter wille van elkeen van ons. Daardie God wat ons eintlik nie kan begryp nie. Daardie God kan ek my Vader noem. Vader, hoe wonderlik is dit dat U deur Sagaria vir die Israeliete kom hoop gee het. Kom hoop gee het waar mense hoop verloor het. Somstyds, Here, voel ons ook soos mense wat hoop verloor het. Here, dit gaan nie noodwendig altyd goed in die wêreld nie. Trouwens, in hierdie stadium gaan dit nie goed nie. Daar's soveel wrevel, Here. Daar's soveel oorlog. Daar's soveel seer. Daar's soveel stikkend. Dat 'n mens wonder of dit ooit sal kan regkom. Ag, in ons eie land, Here, byt mense mekaar. Op politieke vlak, Here, steek mense mekaar met spelde. Dis nie eers hakspelde nie, Here, dit is dik spiese waarmee hulle mekaar steek. Mekaar
So voel dit, Here, wil vernietig. O Here, bring vrede in die wêreld. Bring vrede in ons eie land, waar ons as mense mekaar kan vind. Mense ook van verskillende kulture mekaar kan vind. En met mekaar in vrede kan saamleef. Kan saamstreef, Here, na die goeie. Om die goeie na vore te bring. Om te bou, Here, nie te vernietig nie. Daarom bid ons vanmôre, Here, vir u seën asseblief. Dankie dat u genade groter is as enige vorm van onstabiliteit. Dat u genade kan veroorsaak, Here, dat ons as u kinders op klein beginnersvlak, Here, om verhoudings te bou, nie verhoudings te skep. Waar ons daarop uit is en kan wees, Here, om mekaar tot seën te wees. Vader, kom. Heilige Gees, kom. Gebruik ons in u diens, asseblief. Sodat ons hoop kan inleef, waar daar nie meer hoop is nie. Waar ons liefde kan inleef, waar daar dalk haat is, of onverdraagsaamheid. Here, ons vra hierdie dinge uit genade. Ons bid vir die kerkraad, vir wysheid, Here. Wysheid op verskillende vlakke, maar ook eersdaags, Here, wanneer daar 'n beroep uitgebring moet word. Kom, Vader, wil u hierdie gemeente as 'n lamppaal gebruik. 'n Lamppaal waarop die lig, God se lig, skyn, sodat die duisternis verdryf kan word en die helder lig alles verlig. Kom, Vader. Amen. O God van hoop, gee ons u vrede, leer ons soos kinders op u wag. Ons wil in stryd en moeilikhede van u as koning heil verwag. As ons geen weg meer verder sien nie, help ons om net op u te bou, wat onaantastbaar, vas en seker u woord en u beloftes hou. En wat daarop volg, vers 1 en 3, lied 588.
Jesus is die opstanding en die lewe. Wie in hom glo sal in alle ewigheid nie sterwe nie. Mag hy die bron van ons nuwe lewe wees. Mag hy ons vreugde en vrede wees. Mag hy ons seën vandag en vir altyd. Amen.